julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Waar is 'n lot wat soos my lot so hard is? Waar is 'n mens met smart wat soos my smart is? Waar is 'n nag wat soos my nag so swart is? Ek ontmoet 'n vrou, swart was haar klere, maar haar gelaat was enkel vrede. Ek vra haar, soos die Here Hagar gevra het, vrou, van waar? En waarna toe? Sy het gesê, My man die was 'n trekker. Hy's dood ver in die wildernisse. Geen mans was daar wat eers 'n doodkus vir hom kon maak. Maar ek het vroeër die timmervak geleer. Uit tafels en kaste het ek sy kus gemaak. Daar binnekant het ek die woorde met duidelike letters uitgesny. Tot die dag ons weer verenig. 'n Werker het sy graf gegrawe, net ons twee weet waar hy lê. Weet jy meneer, wat dood is? Dat die wat met ons een was, dood is. Stil dood, styf dood, koud dood. En dan die deksel op sy aangesig met eie hande vasgespyk. Hier is ons seentjie, al wat oor is. Vir my soek ek nou hier 'n werkie en vir ons twee 'n stukkie brood. waar is 'n lot wat soos haar lot so hard is? Waar is 'n mens met smart wat soos haar smart is? Waar is 'n nag wat soos haar nag so swart is? Sy wys op die kruis van Jesus en sê, Nee, ek was verlate, maar nie soos hy van God verlate. Ek was benoud, ja, tot die dood toe, maar nie soos hy tot die hel toe. Die hemel bo was altyd open, die hel was altyd onder toe. So was dit my om Jesus wille. waar is 'n lot wat soos sy lot so hard is? Waar is 'n mens wat soos sy smart, wat met 'n smart wat soos sy smart is? Waar is 'n nag wat soos sy nag so swart is? Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammerooie sal hy saggies neem.
Daar was stilte in die oppersaal, toe hy met sterk en verhewe hand omdraai en sê, die man wat vandag my verraai, sal met my aan hierdie avond maal. In twyfel het hy daardie woord herhaal, en wist nie dat hom voor die hande kraai, soos die dade van 'n boom van hom sou waai. Maar een was doodsbreek teen die lam bestraal. Toe het hy die brood geneem en God gedank, het met die hand gebreek en het geseën. Die beker het hy boordevol gegooi, met wyn wat dartel was en volgerooi. Maar hooggehou was in geen hand voorheen, ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blak. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy steerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie.
dorings wat sy hoof in spot omsluit, het hy, gelaaf met mirre en bitterwyn, teen Golgotha sy droewegat gestuit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek. Sy naakte liggaam het al oopgevlek oor stam en bank en het met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met felle slae ingejaag. Sy hande verstrek in laaste goddelike seën, het hy wyd uitgebrei oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur. Die aarde beef. Die tempelvoorhang skeur. Amen.
3 dae was daar duisternis, alleen, diep gelatenheid, soos in die sand, 'n suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Die swaar en trae slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarring en waan, dat hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in die lig weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergruisel is tot stof en grin. En soos uit diepe duisternis en vlam, staan hoog en rank en smetteloos die Lam. O
paar bedankings te doen. Dit is ja, is eintlik 'n bietjie my bedankingsbrief het 'n klein bietjie verander van verlede week af wat ek nie verwag het nie, maar dit reg dink ek is baie goed. So die eerste mense wie ek wil wie is persoonlik wie ek wil dank sê is vir Liz, Susan van Swanepoel, ek is baie dankbaar dat sy hier is. Sy is ook my klavieronderwyser, baie dankie. So, kom ons keer tot vir haar. Ja, ek het wat gewonder het, ek het nie nog geskenke gebring vir hierdie week weer nie, jammer. Julle het nou gekry laas keer. So, ek wil ook baie dankie sê vir ons voorlesers. So ek gaan begin by Annetjie Verwoerd, wat sy is ook 'n spraak- en taalterapeut. En ek dink sy het 'n uitstekende werk met die voorlesings, baie dankie. En wat ek volgende ook baie dankie sê vir Hannes Verweer, wat ook die voorlesings kom help doen het, wat die opening kom doen het vir ons. So Hannes is ook tans besig met sy meesters in teologie en buiten vir die voorlesings wat hy nou vandag gedoen het. Ek het baie 'n paar diep teologiese gesprekke met hom gehad en met hom bespreek oor kan ons hier in die program sit of daai of wat en 'n bietjie hier en daar sy opinie gehoor. So baie dankie Hannes vir jou algemeen bydrae wat dankie. En dan wil ek volgende ook dankie sê vir iemand anders as my eie pa wat ook bereid was om die voorlesings hier te kom doen. En ek wil dan sommer in dieselfde asem ook dankie sê vir my ma wat ook sit in die koor saam met my. Dis baie spesiaal dat altyd my ouers bereid is om betrokke te wees by hierdie. So dit beteken baie dankie. Dan wil ek ook dankie sê vir Willem wat die ons hanteer het nou vandag en verlede week net voor die konsert ons nog geweet wie ons, dit was 2 ure voor die konsert nog geweet wie dit gaan doen nie, en ek sê so wat as kort iemand vir dit en ek vra vir hom baie kan en ek sê wat reg hy sal en hier sy hierdie weer prakties weer 'n keer en hy doen dit nog steeds en ek dink dit is perfek. Dit kan nie so 'n keer lyk vir my reg so baie dankie. Ook baie dankie sê vir ek wil baie dankie sê vir Mornay. Ek dink dit was wat hy gedoen het wat vir my baie spesiaal was. Eerstens, ons het gesê dat ek doen ons vir die tweede keer hierdie program opvoer. Dit is nou 'n bietjie laat na Paasfees, ons besef dit, maar dis nou maar ons sou nie reg gewees het voor dit nie en na verlede week se konsert het besef dit nou 'n lang naweek was en wat alles besef ons kom ons probeer maar nog 'n keer doen. Nou is dit nou 'n bietjie laat vir Paasfees en ons soek nou vir 'n plek en hy het hulle kontakte van hierdie kerk en hy het hierdie kerk aanbeveel. Ek is baie dankbaar daarvoor. En daarvoor het hy ook vreeslik baie advertering vir ons gedoen op Donderdag. Ons is baie dankbaar daarvoor. Baie dankie vir my. Ek het al my ma en Mornay genoem spesifiek in die koor, maar eintlik wil ek regtig vir elke liewe koorlid dankie sê. Ek het dit verlede week gesê en ek sê dit weer. Daar is nie enkele koorlid hier wat ek nie dankbaar voor is dat hulle in my koor sing nie. Ek is baie dankbaar vir elke liewe een van julle. Baie dankie. Sonder julle sou ek nie kon doen. Baie dankie. Ek staan maar net hier en beweeg hoe dat ons altyd ek doen. So dan ek sal graag gepaste manier die aand eindig en ek wil afsluit met 'n psalm sing dan vir julle Psalm 4.